Goeiemôre, jy's ingeskakel op Radio 33 hier op Aktuele Sake. Ek sê môre hier uit 'n baie nat en koue Klerksdorp, maar dit is die winter wat vir ons so kom lekker oopbek soen. En wat is anderste lekkerder as om te sien hoe die natuur so in die verskillende seisoene sy ding doen. Natuurlik in die diereryk ook. En soos ouer gewoonte op Aktuele Sake, gesels ons heel eerste met Mike Bolhuis elke woensdagoggend. Ons het weer vir hom op die lyn vanmôre. Ons het hierdie is 'n gesprek wat so in 3 uitsendings gebeur waar ons oor seksuele misdade praat, spesifiek oor kinderpornografie, pedofiele, verkrachtings, al daai tipe wat daar nou bietjie meer gewelddadig is. En dan nou vanoggend gesels ons nou oor seksuele teistering in die werksarea, skool of waar ook al. Goeiemôre Mike, ek hoop dit gaan goed daar by jou. Reën dit by jou? Is dit koud daar? Wat gebeur? Ja, nee, is fantasties. Ons het nou die laaste 5 jaar goeie reenseisoene gehad en ons dank die Here daarvoor. En ons kan nie kla nie. Ons weet die reën sit die boere bietjie uit as te veel. En ek hoor maar die klagtes, maar hulle verstaan ook en hulle is ook maar almal is dankbaar oor die reën. Ja. En ou kan nooit te veel water hê nie, behalwe as dit nou, jy weet, soos in Genesis weer gebeur en Ja. ons aan 'n ark kan klim, as jy verstaan wat ek meen. Dan gaan dit 'n probleem Ons wees. dank die Here daarvoor, die winter is op pad, jy's reg, dit is koeler, maar ons dank die Here vir dit wat hy vir ons in die natuur doen. Ja, okay, so vandag praat ons oor die, ons kan nooit sê 'n seksuele misdryf is 'n mindere misdryf nie, want enige seksuele misdryf is 'n misdryf teen die liggaam van die persoon waarteenoor dit gepleeg word, en nie net die liggaam nie, maar ook die persoon se hele gees, siel, sy emosies, sy omstandighede, en het so 'n ewige effek van die ergste van verkrachting en kindermolestering tot selfs die boelie op die skool en die boelie by die werkplek en in die besigheid het 'n magiese effek op 'n persoon se lewe waantoe dit stuur. Ja. Met ander woorde, as daar seksuele misdrywe wat gepaard gaan met intimidasie, miskien afpersing, ander vorms van beïnvloeding, wat die persoon dan stuur om in 'n ander rigting te leef. En ek noem 'n voorbeeld, as 'n dame by 'n werksplek aanhoudend getuister word deur mans, dan trek sy terug. Ja. En sy gaan nie noodwendig kla nie, want dit is 'n he says, she says, en is baie moeilik om te bewys, tensy daar videomateriaal is, of bewyse of recordings. Maar wat gewoonlik gebeur is, die dames of dames met wie dit gebeur in die werksplek, trek terug, en dit het 'n ewige effek op hulle emosies en hulle werksvermoë en omstandighede, en dit dra die persoon dan, die dame dra dit terug na die huis toe en die gesin, en dit is die effek op die kinders, op die man in die huwelik, en die vrou kan geheel en al terugtrek, soveel so dat die huwelik eventueel op die rotse is, weens nie behoorlike verhouding, of fisiese verhouding, kommunikasies, en met die kinders ensovoort, so verbrokkel 'n huisgesin. So ou kan nooit sê dat die seksuele misdryf van watter aard ook al, hoe hy gepleeg word, jy weet, nie gesien word as ernstig nie. Ja. En 'n verkrachtingssaak, as 'n vrou, het ons verduidelik, as 'n vrou verkragt word, dan is die skaamheid, die selfverwyd, die terugtrek, die fisiese skade, die emosionele, geestelike, alom skade is natuurlik baie groter en onmiddellik wat in werking tree. Ja. Maar as jy nou kyk na seksuele teistering, gebeur dit gewoonlik oor 'n tydperk. Ja. En baie dames gaan dit deur, en baie dames word so baie ernstig beïnvloed en geïntimideer. En ek wil waarsku aan mans wat dit doen. Jy kan nie neerkyk op vrouens nie, en jy kan nie vrouens terroriseer nie, en jy kan nie vrouens seksueel teister nie, want dit spreek boekdele oor jou en meer oor jou as die vrou. Ja. Die bekommernis wat ek het met die vrouens wat dit deurgaan, hulle baie keer blameer hulle self. En ek wil vir hulle sê, hulle moenie. En ons gaan nou praat oor hoe hanteer jy so iets.
Maar terug op die mans, ek wil die mans waarsku wat dit doen. Soos ek gesê het, dit sê alles oor jou. Jy's 'n lafaard. Ja. Jy is die swakkeling, want jy kan nie jou man staan teen iemand jou gelyke nie. En nou kies jy 'n vrou of vrouens en jy hanteer hulle met disrespek en jy verneder hulle en jou eintlike doel is eintlik maar net om hulle in die bed te kry of te kry dat jy met hulle iets kan doen wat onwelvoeglik is. Ja. So dit is 'n vieslike daad, 'n vieslike gesindheid en 'n vieslike optrede. Absoluut. Nou as ons vir jou kry, dan is dit pak slaaptyd, jy moet maar weet. Ja. Ons het geen genade vir jou nie. As ons bewyse het van so iets, dan gaan ons die reg in kennis stel. Ons gaan jou hele organisasie in kennis stel. Ons gaan almal in kennis stel. Ja. Tensy jy dit behoorlik reg en onmiddellik regstel. So Ja. ons is nie net intreders of toetreders nie, ons gee geleentheid. Ja. Ons kry baie sulke sake. 99% van hulle word opgelos met 'n oproep. Ons sal so 'n persoon bel en vir hom sê ons dra kennis. Ons het hierdie inligting. Gewoonlik weet die mense wie ons is en skrik hulle behoorlik. Ja. En dan stop dit daar en dan. Ja. Maar kom ons noem dit die serial bully of serial seksuele teisteraar. Hy kan homself net nie, hy kan homself help, maar hy wil homself net nie help nie en hy gaan aan en waar hy homself ook al bevind, doen hy dit. Ja. Dis baie keer te doen met narcisme. Ons het al narcisme behoorlik verduidelik. As ons dit nog nie behoorlik en in detail verduidelik het nie, ek moet ons dit op 'n stadium in 'n gesprek nog verder verduidelik, maar narcisme is 'n baie groot probleem en daar's baie mans wat 'n level van narcisme het. Ja. En baie keer is dit ook maar 'n klein mannetjie sindroom en omdat die persoon of die man, ons praat nou maar tussen man en vrou eers, Ja. omdat die man homself nou nie in 'n op 'n plek vind waar hy is nie, al het uit op ander om hom wat swakker as hy is. Ja. En dit wys die lafaardigheid daarvan. En jy weet daai diepe man dink as ander man saam lag en saam 'n grap daaroor maak dat dit hom eleveer na 'n level van aanvaarding en dat dit oukei is en dat hy is nou deel van 'n kliek of 'n groep, maar op die einde van die dag weet daai mans wat dit doen. Eintlik wie wat waar wanneer en hoeveel. Vieslike kultuur. Swakkeling is. Ja, en hulle ook. Vir die mans wat saam staan en saam lag en saam betrokke is, wil ek sê, deler is so goed soos die steler. Dis reg. As daar iemand is wat 'n vrou boelie en intimideer of beïnvloed en die mans lag saam, daai van julle is almal net so skuldig. Yes. In Amerika, as 'n moord gepleeg word, of 'n ernstige verkrachting of enige ernstige geweldsmisdaad gepleeg word, die partye wat by is, word saam aangekla vir die hoofmisdaad. Ja. End of story. Ja. So wat ek hier in Suid-Afrika is dit nie noodwendig so nie, maar ek wil vir jou sê, jy wat dit goedkeur, toelaat en by betrokke is en saamlag en die intimidasie toelaat en die vernedering en alles en ook die seksualiteit uitbuit daar, want dit gaan oor die seksualiteit. Soos ek gesê het, die intensie van hierdie mans is baie keer omdat hulle nie die toeganklikheid ontvang van 'n dame of dames dat hulle dan verneder. Ja. Wat hulle eintlik soek is hulle aandag en hulle seksuele toegang. En dit is plain Afrikaans gestel. Wat hulle eintlik wil hê is dat die vrouens agter hulle moet aanloop en met hulle sou seks hê. Ja. En hulle sou seksueel toetree en bevredig. Dis wat hulle wil hê. En as hulle dit nou nie kan kry nie, dan maak hulle dit nou lelik en draai op die vrouens en verneder hulle. Daai tipe van seksuele bullying kry jy baie keer in huwelike ook. Veral mense wat vir 'n geruime tyd getroud is en die vroutjie is nie meer so mooi soos wat sy was nie, sy het 'n gewiggie opgetel. Ja. En sy is net nie meer wat sy was toe sy jong was nie. En onthou ek wil hier vir die man sê wat die vrouens aftakel en boelie en verneder, dat kom ons kyk bietjie hoe lyk jy as jy 'n kind of 2 gehad het of 3. Ja. So die mans moet in ag neem wat 'n vrou deurgaan. Vrouens bring vir ons kinders in die lewe in. Vrouens was jou wasgoed.
As jy nie 'n bediende het nie en gee vir jou kos. Meeste van hierdie gevalle is die geval waar die vrouens ook huisvrou is. Baie van die vrouens deesdae werk ook, maar op die einde van die dag, 'n gesin kan nie bestaan sonder die vrou, die ma van die kinders en deel van die huisgesin. En die vrou bring die teerheid in die huis, die mooiheid in die huis, bou die verhouding en het 'n balans in die verhouding en it's two sides of a coin. 'n Coin kan nie werk as hy nie two sides het nie. Ja. So 'n verhouding, 'n huweliksverhouding kan nie behoorlik bestaan as daar nie die 3 kompartemente is, wat nou toevallig, en dis hoe die Here dit beplan het. Ja. Die Vader, Seun en Heilige Gees is 'n gesin. Ja. En hy het vir ons gegee man en vrou en kinders. En as daai eenheid nie goed is nie, en sterk is en stabiel, en in my opinie, ek kan dit nie afforceer nie, met ware Christelike beginsels bedryf word daai gesin, is daar 'n moontlikheid dat die gesin totaal geheel en al onstabiel raak en uitmekaar uitval. Veral as 'n man, nou soos ek gesê het, die vrou treiter, verneder en haar nie die nodige aandag en liefde gee, omdat sy nou nie meer lyk soos wat sy gelyk het nie, en omdat daar nou nie meer miskien soveel en aanhoudende seksuele dade tussen hulle is soos in die begin. En mense, ek wil hier vir julle baie reguit sê, as mense getroud is, jy weet, dit neem af. Ja. En let's call a spade. Ja. Op die einde van die dag 'n verhouding gaan nie net oor seksualiteit nie. Dit gaan oor seksualiteit in die begin en met baie ander goed, maar op die einde van die dag, later en verder en dieper in die huwelik, is daar baie meer en ander goed wat aandag vereis in die huwelik, waarop verder en vorentoe gebou moet word. En dit is onder andere behoorlike kommunikasie, die grootmaak van die kinders, seker om veral in hierdie moeilike omstandighede in Suid-Afrika as 'n eenheid saam te werk en die kinders te beskerm en te bewaar, julle self man en vrou te beskerm en te bewaar en om inkomste te hê. En al hierdie goed is goed wat plek neem in 'n huwelik. En dan kan jy nie net dag en nag in die bed lê en seksueel verkeer nie. So mans wat eenvoudig dit nie verstaan nie en dan gaan ander plekke sogenaamde liefde soek. Ek sê altyd dat you must never seek love in all the wrong places. Ja. You must get real love from the right place. Op die einde van die dag is dit geestelik ook. Dit is jou verhouding met die Here, maar jou verhouding met die vrou is die een met wie jy die verhouding moet bou en jy moet aanpas. Want jy raak ook ouer en jy kry ook 'n boep of is nie meer wat jy was nie. Jy moet 'n ag neem, jy moet 'n bietjie self in die spieël gaan kyk. Maar as jy jou vrou terroriseer en boelie en afkraak, dan sê ek vir jou, as jy 'n lafaard, jy's 'n swakkeling, want jy kan nie jou man staan teen iemand jou gelyke nie, maar ek kan jou garantie, jy sal nie my so hanteer nie, dis reg, of jy sal nie 'n ander ou hanteer wat jy weet vir 'n feit jy op jou plek sal sit. Kom ek noem dit so, 'n interessante staaltjie is, as jy 'n vrou het en sy het 'n swart belt in karate, dan kan ek jou verseker, jy gaan altyd met respek hanteer. Jy gaan 2 maal dink voor jy haar verkeerd hanteer. Maar ongelukkig is die meeste 99.9 plus meer % vrouens nie opgewasse teen 'n man of 'n man boelie of 'n terroriseerder nie. So next time as jy na jou vrou kyk, sien haar as iemand wat 'n swart belt het of iemand soos ek. En dit klink nou baie snaaks, maar ek gaan nie laat jy my so hanteer nie. Definitief. En jy ook nie, Marius nie. Ou Dawie het gesien. Ons wat vir die en ons wat vir die vrouens uitstaan, vir die vrouens, ou mense en kinders, kan ek jou verseker, dit wat jy daar in jou binnekamer doen en hoe jy jou vrou en jou familie hanteer, as dit op 'n video uitgeplaas kan word, dan sal jy die een wees wat gespot en uitgekry gaan word en selfs heel moontlik teenoor opgetree moet word. Jy weet Suid-Afrika het maar interessante maniere hoe hulle partykeer met dinge deel. As jou straat uitvind dat jy so is, kan ek jou verseker, gaan al die mans in daai straat kom kuier. Heel moontlik teenoor jou optree en jou hier en daar bietjie potjie. So dan kry jy nou dit in die skole ook.
En dit is baie erg. Jy weet, 'n ou besef nie hoe selfsugtig is kinders nie. Ja. Dis in hulle natuur en dis moeilik om uit hulle uit te kry, maar hulle dink net aan hulle self op 'n stadium Ja. en hulle neem nie ander kinders se emosies in ag nie. En hulle wil gesien wees en met die regte groepie wat dieselfde manier aantrek en dieselfde musiek luister en dieselfde ding doen en partykeer betrokke is by dwelms en veral pornografie, want hulle ken nie die erns van pornografie nie. Hulle dis 'n joke. Hulle stuur dit oor weer aan mekaar en dan staan hulle in 'n groep en kyk daarna en lag hulle self mors dood. Ja. Maar hulle besef nie die skade, die imprintering wat dit veroorsaak in hulle breine nie, want 'n jong kind of jong kinders wat betrokke is met pornografie in enige manier van watter aard ook al en hulle kyk van die ergste der ergste wat jy aan kan dink. Ja. It's unseeable. Ja. Jy kan dit nie wil kyk of sien nie, want jy kan dit nie wegvat en uithaal uit jou kop uit nie. Jy kan dit nie unsee nie. Ja. So as daai kinders eers by dit betrokke is, bly dit in hulle koppe. En dit is wat hulle dan dink is seks. Ja. En dit is hoe hulle groter en ouer raak en later gelukkig baie van hulle leer en ondervind dat dit is nie wat ware liefde is in seks nie, maar dit is 'n groot probleem in die jonger tydperk, want hulle gebruik baie keer van hierdie goed om mekaar af te pers, baie keer neem hulle foto's van mekaar vir die grap, en dan wil hulle geld daarvoor hê, so jy kry daai vorm van sextortion en afpersing, en dan die absolute boelie, ek soek meer foto's, anders dan gaan ek dit vir die en daai stuur, en daai seksuele boelie is verskriklik en kan 'n kind dryf tot selfmoord. Ons het al so 9 gevalle gehad van selfmoord van kinders wat selfmoord pleeg van 14 jaar af op. Ek dink daar is nog jonger ook wat selfmoord gepleeg het. En as jy dan deur die fone gaan en die inligting trek in die agtergrond en maande voor die tyd ondersoek, dan is dit. Ja. Is dit kinders wat gedreig, geïntimideer en geboelie is. Ja. En dit kan met seuns en met dogters gebeur, hoor. Ja. So vir daai boelies op die skole, vir julle ouers wat hierdie recordings het, en dit vat, maak seker dat julle kinders daarna luister. Daai boelies sê ek die volgende, ons jou ook kry as dit pak slaaptyd, en ons gaan jou openbaar vir wie en wat jy is, en ons gaan die kinders daar protect, vir die kinders, en vir die, kyk, seksuele bullying in die skole is groot, en dit kom nie noodwendig uit nie, want weer eens, almal wat 'n seksuele misdryf teenoor gepleeg word, die eerste gedagtes wat hulle deur hulle koppe gaan is selfverwyd. Ja. Ek het iets gedoen of ek is iets. Ek is so dat ek die aandag trek en dat dit met my gebeur. 2 is vrees. Vrees. Wegkruip, vermy, by niks betrokke raak, total hiding. Wees van enige en alle omstandighede. En dit het dan 'n ewige effek. Daai kind gaan terug huis toe en hy is dieselfde by die huis. Hy kommunikeer nie met hy of sy kommunikeer nie met die ouers nie, kommunikeer nie met ander maatjies nie, en daai kind word heeltemal geoust, afgesny, geïsoleer. En almal éventueel pik op hy kind. En almal terroriseer hy kind, stamp hom as by hom verby, want dis die norm in die skole. En dit gebeur met baie mense oral wat deur hierdie tipe van ding gaan. En die kinders is 'n groot probleem en die skole moet hulle oop hou vir dit. Maar vir almal nou wat ons hier aangespreek het in die werksplek, die ouens in gesinne, in families en by die skool, van alle ouderdomme, die wat geboelie word of die wat seksueel getuister word, verneder word, geïntimideer word, afgepers word, gedreig word, selfs fisies aangerand word en dan partykeer selfs in die huwelik verkragt word en ook van die ander kinders wat dan verkragt word, date rapes, house parties en jy weet, ons het nou al sake ondersoek waar ons gehoor het waar hulle girls of die nerd lighties, wat ons noem nou die nerds, dis nou die geïsoleerdes, die wat geboelie word op skool, wat opgepik word, nou na house parties toe, dan maak hulle baie dronk, hulle gee vir hulle goed in en dan word hulle daarna seksueel misbruik, foto's en video's van geneem. Dit is wat kinders doen. Nie aldag en aanhoudend nie, maar dit is die level van
kom ons noem dit van onder die kinders waar hulle hierdie tipe van uitoefeninge van hierdie misdrywe, want dit is misdrywe, sien as genot en as plesier en as 'n joke. Ja. En dit is die grootste grap en plesier en word oor en weer gehou op video's en fotos en die kinders word net verder en verder in die afgrond ingedruk. Ek moet sê met ons projekte en met ons toetredes en met die inligting wat ons deur die jare uitgestuur het dit afgeneem. Ek moet sê house parties het afgeneem. Ja. Ek moet sê ouers het meer en meer betrokke geraak met hulle kinders en besighede het meer en meer versigtiger geraak oor hoe dames hanteer word en so. Ek moet sê daar is meer bewustheid. Ja. Weens die projekte wat ons uitstuur en danksegging aan die media soos julle en nou weer en nou dit. Dan is daar 'n vorm van lering in dit wat ons daar plaas. Maar hier's wat ek vir almal sê wat seksueel getuister word in watter aard ook al. Nommer 1, maak seker soos ek voorheen gesê het, kry die feite. Ja. Dit is baie belangrik. Maak die beslissing. Hou op om die dobberende bootjie op die see te wees en te sê ag ek hoop dit gaan weg of dit gaan verbygaan. Onthou altyd 2 dinge oor seksuele tuisteraars en seksuele misdrywers. Dis nooit net jy nie. Ja. Daar's 'n volgende een en nog meer. Seksuele misdadigers hou nooit op met een nie. Ja. Is altyd meer en ander. 2, onthou, jy staan dit miskien deur en bietjie sterker en pleeg nie selfmoord nie en staan nog jou staan, maar die volgende een swak kan selfmoord pleeg en dit nie staan en dit nie weerstaan nie. So kry die evidence. 2, identifiseer of by die skool of by die werk of in die familie of in jou huisomstandighede, wie is die beste persoon om dit mee te bespreek en plaas dit op skrif. Ja. As jy eers iets op skrif geplaas het en jy lees dit, het dit 'n baie groter effek op jou bewyslas. Ja. 3, maak seker na jy iemand geïdentifiseer het dat jy absoluut vertrou met jou lewe om die korrekte autoriteit te nader en maak 'n saak. Ja. Dit kan 'n prokureur wees, dit kan jou boekhouer wees, dit kan 'n pastoor wees. Ja. Dit kan ons wees, dit kan 'n instansie wees wat jy vertrou. Ja. Maak 'n saak, laat dit behoorlik op skrif kom, gee al die inligting en al die bewyse. Needless to say, nommer 4, watse roetes jy ook al gekies het, maak 'n polisie saak by iemand wat jy in die polisie ken. Ja. Nou die storie dat jy moet 'n polisie saak maak by 'n spesifieke stasie is nie noodwendig waar in hierdie geval nie. Ja. In hierdie geval moet jy uitvind waar is die polisie gestasioneer of 'n polisielid wat jy ken wat hierdie tipe van misdrywe kan hanteer. Ja. Hulle kan dit altyd later oorplaas, maar jy kan nie hierdie saak gaan maak by 'n stasie waar jy vir 'n feit weet die inligting gaan uitlek en jou hele omgewing gaan daarvan weet. Want onthou punt nommer 5, die inligting moet reg, korrek en 100% daar geplaas word vir die polisie om saam met jou te kan werk, om die nodige ondersoek te kan doen en dan die optrede te kan uitvoer. Ja. Maar as die boef of boewe daarvan weet, die seksuele misdadigers daarvan weet, maak hulle baie keer moves. Ja. Vee voetspore uit, kry getuies, raak soos 'n klomp pakhonde en die hyenas en gee hulle kant en plaas jou wat die klagte gelê het eerder in die slegte lig. In plat Afrikaans het gebeur baie keer. Dit is baie belangrik dat die mense weet dat 'n seksuele misdadiger is 'n vieslike wese as hy weet hy word getarget deur die autoriteite en die polisie. So wat hierdie ou sal doen of man sal doen is hulle sal probeer om die vrouens uit te wys as die uitlokkers. Ja. En dit sien ons altyd. Ons sien dit in dokumentêre, ons sien dit in films. Ja, nee, die vrou het my uitgelok of dis die vrouens wat dit soek. Hulle wil dit eintlik hê. Hulle het dit begin en. Ons sien dit baie. Ons sien dit in date rapes. Ja, wat soek sy in die nagklub? Ons sien dit in die kantore gebeur, maar jy weet sy kyk my heeltyd en dis tweekantig en ek het niks gedoen nie. Dit is 'n totale ontkenning, 'n algehele ontkenning. Baie van hierdie seksuele misdrywe is verbaal. Ja. Is emotional fights wat hulle uitvoer op die vrouens verbaal.
Ja, en die vrouens tuister deur body language. En daar's nie noodwendig bewyse of videomateriaal of getuies wat dit sien nie. ja, En snedige stellings en woorde en afkrakige stellings wat enige mens kan ontstel, veral 'n vrou, ja, veral as sy net 'n gewone werker is en nie in 'n hoofposisie is nie. Ek Ja. sê weer eens, as 'n vrou 'n baas is in 'n organisasie, dan gaan die mans haar baie anders hanteer. dis Maar as 'n reg, ja. vrou 'n gewone posisie het, word hulle baie keer so hanteer. Ja, Maar anyway, sorry. So die sake is van kardinale belang dat die sake gemaak word, want hierdie misdadigers gaan aangaan ja, met hierdie misdade en sal altyd 'n easy target soek. So ja, vir die vrouens daar buite wil ek sê, worst case scenarios, die ergste, ons het nou 3 programme gehad oor seksuele misdrywe, van die ergste tot die wat ons nou bespreek het, maar vir my is almal erg. Almal Ja. val onder 'n absolute nommer 1 misdaad in Suid-Afrika wat die ergste is van alle misdade. ja, Is seksuele misdrywe teen mense. En dit is baie keer teen mans ook, hoor. ja, absoluut. Onthou dit. Maar nie altyd nie. Ek het nou al, net om af te sluit, ek het nou al sake gehad waar vrouens mans slaan. Ja, Verskriklik slaan. Mans slaan terwyl hulle slaap. So dit gebeur. Ja. Partykeer is die vrou groter as die man, dan word die man so geterroriseer. Dit gebeur nie baie nie, maar dit gebeur. ja, So 99% weer eens is dit maar vrouens wat dit deurgaan, meisies op skole, vrouens in huwelike en vrouens in besighede. ja, Worst case scenario's, dames, dan kontak julle ons. Julle Ja. kontak ons per e-pos, julle stuur vir ons e-pos deur. Marius, hulle het al ons inligting en ons kan met graagte help. ja, natuurlik en So, op ons ons is Facebook page ons ook is- alles daar. Sorry. So ons bid vir julle vrouens vandag. Ons vra dat die Here julle almal in die holte van sy hand sal hou vir alle vrouens, alle kinders, alle ou mense, al die mense wat vulnerable is, wat eensaam is, wat voel hulle is nie mooi nie, wat voel hulle is nie geliefd nie. Almal wat vrouens en almal in Suid-Afrika wat voel dat hulle is niks werd nie en hulle kan niks meer bied nie. Ja, En niemand stel in hulle belang nie. En daar's baie wat hulle afkraak en seermaak met woorde en met geweld of intimidasie ja, en 'n verskriklike goed deurgaan wat eintlik nie behoorlik verduidelikbaar is nie. Ons bid vir julle en ons vra dat die Here julle sal beskerm en sal bewaar en ons vra dat die Here julle absoluut sal seën met wysheid, met insig, met mag, met krag, met voorspoed, met gesondheid en onderskeiding en dat hy julle sal deurdra en dat julle gewaardeer sal word, dat julle gerespekteer sal word en dat daar respek vir julle sal wees en julle met respek gehanteer sal word en dat julle geliefd sal wees en dat daar liefde in julle lewe sal wees en dat julle aanvaar sal word en dat julle met julle lewens 'n verskil kan maak vir ander en dit weer vir ander kan bied. En ons bid dit in Jesus naam. dankie Mense, man. baie dankie. Verskoon nou maar die op en af met die gesprekke, dit is nou maar so, Ja, maar alles is interessant, alles is goed. Hierdie gesprek is ja, uiters kom by mekaar. belangrik. Kom by Ja. mekaar, ja. En ons sal kyk of ons hierdie ding kan reg edit en alles kan mooi uithaal, maar vir die wat vandag saam geluister het, seën vir julle, groete en sterkte. Dankie Mike, Dankie ons praat weer. Marius. Alright, mooi bly. Bye-bye. Sê groete vir daai honde van jou, hè? Ek sal hoor die stouters. Okay, bye. Alright, dankie man. Bye-bye.